was walking in the darkness with no light to guide my way. Every road I tried to follow only led my heart astray. I was searching for a reason for the emptiness inside, but I couldn't see the answer standing there the whole time. Goeiedag geliefde, dis Vrydag, ons kom aan die einde van ons week van oordenkings. En heel moontlik is jy verniel. Heel moontlik voel jy verniel. En my gebed is regtig dat hierdie week se oordenkings tot dusver vir jou aanduidings gegee het, vaste bakens gegee het, oor hoe om uit hierdie verniel uit te kom, hoe om dit te hanteer. Op hierdie laaste dag van so saam wees, kan ons nie anders as om uit die boek Job te lees nie, want as daar nou iemand in hierdie geskiedenis is wat verniel was, en werklik verniel gevoel het, was dit Job. En vandag gaan ons saam lees, wat het Job gedoen, toe hy so verniel is? In Job 16 vers 15 tot 19. Dis Job wat hier praat, en dan sê hy, ek het my oë rooi gehuil, daar is swart kringe onder my oë. Tog is ek nie skuldig aan geweld nie, en is my gebed opreg. Moenie die onreg teen my verberg nie, aarde. Moenie dat my noodkrete tot rus kom nie. Selfs nou nog het ek 'n getuie in die hemel. Hy wat vir my getuig, is daarbo. Dit is am asemrowend, dat Job, en julle weet hoe hy verniel is, en toe hy op die ergste van sy verniel was, toe kom hy by 'n punt waar hy kan uitroep, selfs nou nog het ek 'n getuie in die hemel, hy wat vir my getuig, is daarbo. Dis aangrypend dat Job in die donkerste van sy verniel wees kan sê, maar my God is vir my. God is my getuie. En wanneer jy alles lees wat Job sê in die boek Job, dan kom jy onder die indruk daarvan dat in sy vernielde toestand daar tog iets van altyd 'n hoop by Job is. Hoekom? Want Job praat daaroor. En dit is iets wat ons tog moet aanleer in hierdie wêreld. Weet, ons leef in 'n wêreld van cowboys don't cry. En mense moenie jou swakheid sien nie, mense moenie weet jy kry swaar nie. En dan praat ons nie. Ons praat nie met mekaar nie. Partykeer praat ons nie met God nie. Maar Job, die vernielde Job, is 'n pratende Job. En hoe meer Job praat, herinner hy homself aan die getrouheid van God. Hoe meer Job praat, herinner hy homself aan die wonderlikheid van God, aan die getrouheid van God. As Job net stil gebly het, as jy nou gaan kyk na wat sy vriende alles gesê het, dan sou Job in groot moeilikheid gewees het. Hy sou sekerlik van depressie dood gegaan het. Want sy vriende, in steede daarvan dat hulle hom troos, verniel hulle vir hom nog verder. Hulle kapittel vir hom. Hulle sê dis sy fout. Hulle sê sy verhouding met die Here is nie reg nie. Hulle sê God is kwaad vir hom. Hulle sê dis God se straf dat hy so verniel word. En niks van dit is waar nie. Gaan lees die boek. Daar in hoofstuk 42 sê die Here, nie een van julle jou vriende het die waarheid oor my gepraat nie, Job. Maar sê God vir Job, jy is die enigste een wat die waarheid gepraat het oor my. So dit is in Job se praat oor God, wat die genees vir sy verniel gelê het, waar die behoud te midde van sy verniel gelê het. Hy het gepraat. Hy het gepraat met God, hy het gepraat van God, en hy het gepraat van homself. En sy eie swaar kry, en sy eie seer, en sy eie bekommernisse. En ek wil vir jou wat verniel word hierdie wêreld, aanmoedig en uitnooi om te praat. Ek wil jou veral aanmoedig om te praat oor God. Hierdie wonderlike God wat getrou is, wie se beloftes alles waar word. As jy werklik in sy heiligdom is en hom ken, dan kan jy met groot wonderlike lof van hom praat. En hoe meer jy met lof van hom praat, hoe meer sal jou eie vertroue en jou volharding en jou hoop groei. En ek wil jou uitnooi, kom praat met iemand wat sal luister.
praat. En mag jou verniel minder word en genees word. Mag jy krag hê deur dit alles. Shalom. I remember all the heartache, all the nights I felt alone. Every prayer I thought unanswered, every tear I'd never shown. But your love was always with me, even when I couldn't see. Now I know it was your mercy that was carrying